Shalom almal. Dit is Rabbi Shapira. Ons loof die Here vir elkeen van julle. Vandag se Mekkorot is 'n baie spesiale een want ek is in Seoul, Suid-Korea. Ek groet die Koreaanse oorblyfsel en oorblyfsels van oral wat na ons kyk vir die tegnologie om hierdie 'n perfekte vertaling te maak van 'n woord uit die Torah ongeag in watter taal jy luister. Julle sien, vandag is ons in Parashat Mishpatim. Ons moet die betekenis agter hierdie parasha verstaan. Die woord Mishpat is gewortel in die letter Shin by Tet wat die stam Shafat spel wat 'n regter beteken. Die hele Torah gedeelte kan verstaan word in die konteks van wat ek alreeds oor en oor verduidelik het. Uit die boek van Micha 715 dat die kemaktiese gee van die Torah en veral nou dat ons die tweede stel tablette soek kom om 'n voorafskouing te gee van wat gaan kom. Sien daar is eerste tablette en tweede tablette net soos daar 'n eerste koms en 'n tweede koms is en reg daar tussenin is daar 'n onderbreking waar die Mishpatim hul plek vind. Daar is een vers in die Torah gedeelte wat my regtig vandag getref het en ek wil dit graag met jou bespreek. In hoofstuk 23 vers 22. God sê Kiim Shema Tisma Bekolo Asita Kul Asier Adober Vayafti Red Oyivecha Vetsarti et Tsarerecha. God sê dat as Israel na sy stem sal luister, weer eens die woord hier vir luister na sy stem is die woord Shema of Samoa wat beteken om te luister en te gehoorsaam. En as Israel alles sal doen wat God vir hulle gesê het, sal God Israel se vyande en Israel se moeilikheid op homself neem. Nou het Chazal gekom en oor hierdie spesifieke vers in die Bybel gepraat en hulle het die volgende verduidelik dat daar tye in die geskiedenis is, veral nou as ons Hamas sien, waar ons die vraag vra, hoekom? Versterk God op hierdie oomblik vir Hamas? Waarom versterk hy die vyand van Israel? Hoekom ervaar ons hierdie probleme? Julle moet verstaan wat die Torah ons leer. Die rabbies het aan ons verduidelik dat God sê dat hy soms die harte van die vyande versterk en hulle gee die voorbeeld van Farao om die heilige vonke uit hulle te onttrek. En dit is die betekenis van hierdie gedeelte. Die rabbies het vir ons 'n voorbeeld gegee uit die boek Pesachim hoofstuk 87. En dit sê dat God die Israeliete net in ballingskap gestuur het ter wille van die nie-Jode wat hulself sal inent. In die toekomstige verlossing, byvoorbeeld wat in Sanhedrin 97 genoem word, sê dit dat selfs as Israel nie verlossing waardig is nie, het hy 'n koning oor hulle sal stel soos 'n antimessias en die rabbies noem hom Haman as hulle nie waardig is nie. Kom ons probeer dit vir 'n oomblik saam verstaan. Dit is belangrik dat ons dit verstaan. Begeer God dat Israel deur pyn en swaar kry moet gaan? Die antwoord is nee. Tog het hy soms die ballingskap verleng soos ons nou sien met die doel om die gemengde menigtes uit te bring, net soos wat tans in die wêreld gebeur. Wat tans in die wêreld plaasvind, is dat Israel deur baie moeilikhede gaan, sodat die nasies in staat is om te kan kies. Jy sien, die Egiptenare het deur al die rampe en al die pyn gegaan vir een doel, sodat hulle kon kies om aan te sluit en deel te word van die gemengde menigte. Dit is 'n belangrike boodskap vir ons. So God sê hier in hoofstuk 23 vers 22 dat as Israel na hom sal luister, sal hy die proses van onderskeid tussen die skape en die bokke versnel. En ons sien beslis vandag die wêreld. Ons sien hoe die skape en die bokke verskei word. Ek het 'n vraag vir julle. Het julle al jul besluit geneem? Het julle die keuse gemaak? Het jy jouself ingeënt by die Joodse volk? Het jy jouself ingeënt by die huis van Israel? Ons gaan van nasie tot nasie, want in Jeremia hoofstuk 10 staan daar dat die nasies moet kies om deel van Israel te wees en Yeshua as koning oor die nie-Jode uit te roep.
Nou, as Israel nie na sy stem luister nie, sê dit dat daar 'n koning soos Haman sal opstaan. Dit word die anti-Messias genoem. Vir julle vandag uit die nasies, julle sal moet besef julle leef op geleende tyd. Wat beteken dit? Dit beteken dat God op hierdie oomblik 'n beroep op julle doen om 'n keuse te maak. Om 'n besluit te neem en seker te maak dat julle stewig aan die kant van Israel en die Joodse volk staan terwyl daar nog tyd is. Nou in Kiddushin 70 staan daar dat die Gerim, die wat by Israel aansluit, moeilik is want hulle word Sapaghat genoem. Jy sien, daar is 'n baie interessante ding hier in woordspeling in die Hebreëus. Hulle wil ingeënt word. Is die woord nie sepegu? Die woord moeilik is die woord Sapaghat. Hulle kom albei van dieselfde Hebreëse stamwoord, samechpaiget, wat vir ons belangrik is om aan te dink en te verteer. Watter soort nie Jood gaan jy wees? Een ingeënt om Israel verligting te gee te midde van die probleme in die wêreld, of een wat vir Israel slegte spysvertering gee wanneer jy naderkom? Mense vra my, hoeveel Judaïsme moet ek opneem? Die antwoord is reg hier in die Torah te vind. Neem soveel as wat jy kan, sodat Israel jou kan aanvaar en inent. Laat ons ingeënt word in daardie laaste dae. God seën jou. Ek sien uit na volgende week se Mekorot. Shalom uit Korea.